Wat gebeur met 'n gelowige direk na hy gesterf het? Waar is hy? Wat is die omstandighede van die gelowige? Vanaand wil ek met jou praat oor die eerste 5 weke na die dood van die ongelowige, die persoon wat nie aan Christus behoort nie, wat nie sy of haar lewe aan Jesus gegee het, wat nie gered is, verlos is nie. Wat kan jy verwag binne 5 weke na die dood? Dis ook wat die Bybel sê. En nie net wat die Bybel sê nie, wat uit die Here Jesus se eie mond uitkom. So ek glo dat vir baie van u gaan wat ek vanmôre sê, of wat ek vanmôre gaan sê en vanaand gaan sê, gaan miskien amper so openbaring klink, maar jy kan dit self toets, dit kom uit die woord en ek het groot vrymoedigheid om dit aan jou te verkondig. Maar net voordat ek by die woordverkondiging kom, het meneer Gerrit daarna verwys, elke Sondagmôre al vir die afgelope seker 7, 8 jaar al, sit ek 'n kort video boodskapie op sosiale media. Jy kan kry op my YouTube kanaal, op my Facebook blad. Maar die maklikste as jy die boodskapie wil kry is 'n kort, so tussen 3 en 4 minute. Dis gewoonlik reekse wat ek doen, kort reekse. Dis nie 'n plaasvervanger vir die erediensbyeenkoms nie. Dis net so 'n ekstra stukkie voedsel vir die pad. Kan jy jou naam en van WhatsApp na die nommer wat ons nou vir ons sal opsit daar. As jy gou 'n fotootjie wil neem, jou kamera of dit afskryf, is al wat jy doen. Daar's nie inskrywing nie, daar's nie inskrywingskoste, daar word nie geld gevra nie. Dis net 'n bediening wat op 'n baie wye front uitgaan. Daar's 10.000 mense wat dit ontvang Sondagoggende, wanneer hulle dit ook al wil aflaai. En dit sal ook direk na die diens sal dit weer op die skerm gooi. Al wat jy doen is jy WhatsApp net, nie SMS nie, jy WhatsApp jou naam en van, jy hoef nie 'n boodskap by te sit nie, jy kan net jou naam en van WhatsApp na hierdie nommer, en hy is nog nie hier nie, maar hy gaan kom. Ek glo dit. Ok, hy gaan direk na die diens opwees. So dan kan jy net 'n fotootjie neem en WhatsApp jou naam en van daarna, en dan sal ek vir jou van volgende Sondag af ook hierdie boodskapie stuur. Dan, soos wat genoem is daar heel agter in die saal is daar 'n tafel met 'n klompie van my boeke. Ek wil net vlugtig daarna verwys. Die tema waaroor ek vandag preek, is beskikbaar in boekvorm. Eintlik is dit 'n ekstra, ek het na ek die boek geskryf het, die eerste 5 weke na die dood, het ek hom opgevolg met 'n boek, die laaste 5 weke voor die dood. En die 2 boeke is gesamentlik beskikbaar nou as 'n kombinasie in een boek, 5 minute voor en na die dood. So baie meer omvattend as wat jy vanmôre en vanaand gaan hoor, gaan jy hierdie boek vind, plus nog die ekstra boek van die eerste of die laaste 5 weke voor die dood. Die boekie is beskikbaar daar agter. Ek het nou die laaste klompie bestel wat by die uitgewers nou op die oomblik beskikbaar is, as hy weer uitdruk. Ek kan maar net vind dat hierdie boekie is meer as 250.000 kopieë alreeds gedruk. Hy is in verskillende tale vertaal, onder andere Russies, Arabies, Portugees, Engels, Chinees, en hy is baie wyd beskikbaar. So hy is beskikbaar daar agter, al by die tafel. Ek en my vrou sal self daar wees, en daar is ook kaartfasiliteite beskikbaar. En dan 'n boekie wat die afgelope tyd so in aanvraag is, Seisoene, Storms en Woestyne. Verstaan die swaar krytye in jou lewe. Hy is ook daar beskikbaar agter. 'n boek wat vir my na in die hart is, God se wonderbaarlike genesingskrag. Hier is so 10-11 wonderwerke waarby ek self betrokke was, of mense wat naby ons is in ons eie huis, ons jongste dogter, wat onmiddellike genesing ontvang het van baie radikale, ernstige fibromyalgie. Hier is wonderwerke wat jy nie sal kan glo nie, behalwe vir die feit dat dit deur wetenskaplikes bevestig is, onder andere 'n onkoloog wat bevestig het, wat voor sy oë gesien het, hoe dat, ja, ek wil nie eens die wonderwerk vertel nie, maar dit is onbeskryflike wonderwerke wat hierin, dit gaan jou geloof so versterk. Hy is ook beskikbaar. Onderwerp wat in ons tyd baie belangrik is om van kennis te neem, is die geesteswêreld. Ons leef in 'n tyd van 'n opwelling van okkultisme en satanistiese bedrywighede. Hierdie boek, die geesteswêreld, gaan vir jou vertel van die realiteit van die geesteswêreld. God is gees, demone en engele as geeste, jy wat 'n gees het en wat 'n invloed jy op die geesteswêreld het en wat die geesteswêreld op jou het. En laastens, my jongste boek wat uitgekom het, is 'n Bybeldagboek, Veilig in sy hand. 365 dagstukke. Dit is nie gekoppel aan 'n kalenderdatum nie, so jy kan hom enige tyd begin lees en dit gaan vir jou vir 'n lang tyd, elke dag, 'n stukkie pitkos vir die dag wees. En kyk gerus, ek gesê, daar is
kaartfasiliteite beskikbaar en dit is so gemiddeld goedkoper, so tussen 10 en 20% goedkoper as in die boekwinkels. Nou, die boodskap wat ek vanmôre vir jou bring, lê vir my baie swaar op my hart, baie naby aan my hart. 'n Boodskap wat ek oor jare op versoek op verskillende plekke gebring het, en wat vir mense langs die pad soveel beteken het. Eerste 5 minute na die dood van die gelowige. Ek wil hê dat, ek glo die skrif is vir ons op die skerm. Ek gaan vir julle lees uit Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 19. Hoofstuk 16 vanaf vers 19. En ek lees uit die 53 vertaling. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die ryk man sterf, is hy deur die engele, toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En met dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is na ons kan oorkom. En hy sê vir hom, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle ook nie oortuig word nie, as sou iemand uit die dode opstaan. Eerste 5 minute na die dood van die gelowige. Kom ons gaan dit 'n oomblik saam bid. Dierbare Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg, dat ons vanmôre so saam kan wees in hierdie plek van aanbidding. Here, ek glo U het 'n afspraak met meer as een persoon hier. Hier is mense wat vanmôre die versterking en die bemoediging en die troos van U woord nodig het. Hier is ander wat nodig het, dat hulle vanmôre hulle harte sal oopmaak vir die redder en verlosser van die wêreld, Jesus Christus. En ek bid dat die Heilige Gees sal oorneem en Jesus sal verheerlik. My gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Elke mens se lewe bestaan uit 3 fases of 3 stadia. Die eerste fase of stadium is tussen die konsepsie en die sterwe. Sê spesifiek nie van geboorte tot sterwe nie, want 'n mens se bestaan begin by konsepsie. Dan is jy al reeds mens. Dan is God se Gees al reeds in jou teenwoordig. 'n Lewende Gees is reeds in jou teenwoordig. Dis die eerste fase. Niemand weet hoe lank dit gaan duur nie. As jy na 'n begrafplaas gaan jy enige
ouderdom op grafstene sien van 'n paar weke, 'n paar maande tot 100 jaar en later. Maar dis die eerste fase. In hierdie fase bestaan jou lewe uit gees, siel en liggaam. Dis 'n eenheid. Die belangrikste gebeurtenis wat in hierdie fase van jou lewe kan gebeur, is nie dat jy goeie opvoeding moet kry, goeie geleerdheid moet kry, die regte vrou of man moet trou, moet ryk word en jouself goed vestig nie. Al daardie dinge is sekondêr van belang. Die belangrikste gebeurtenis in 'n mens se lewe op aarde in hierdie eerste stadium is dat jy sal vrede maak met jou Skepper. Dat jou Skepper ook jou Vader sal word. Dis die heel belangrijk, niks is belangriker as dit nie. Al sou jy 90 jaar oud word. En al sou jy alles bereik het wat mense sou beskou as, dis nou 'n suksesvolle lewe. En jy sterf sonder Jesus Christus in jou lewe, sonder dat jy 'n kind van God geword het. Dan was jou lewe 'n mislukking. Dan was dit te vergeefs. So die belangrikste oomblik in 'n mens se lewe is wanneer jy Jesus Christus vind as jou verlosser. Hierdie eerste fase kom tot 'n einde. Die oomblik as jou asem uitblaas, jou hart gaan staan, jou breingolwe opbeweeg en jy is fisies dood. Dan vind daar 'n skeiding plaas tussen die liggaam aan die een kant en die geestelike komponent, jou gees en siel aan die ander kant. Jou gees en siel gaan na een van twee plekke toe. En ons het dit gelees nou pas uit die skrif. Na een van twee plekke toe. As jy as gelowige sterf, gaan jou gees en siel onmiddellik na Jesus toe. Dis die heel belangrikste. Paulus sê in Filippense 1:23, ek het 'n verlange om heen te gaan en by Christus te wees. Ons kan dit ook noem, jy gaan hemel toe. Maar die hemel is net hemel omdat Jesus daar is. Omdat dit God se huis is, God se woonplek is. So die gelowige se gees en siel onmiddellik na jou dood, by jou dood. Terwyl mense trane afvee by jou sterfbed, terwyl jou lijk besig is om koud te word, is die eintlike mens, jy wat binne in daardie aardse tentwoning gewoon het, alreeds as gelowige by die Here Jesus. Die ongelowige se prentjie is anders. Ons gaan vanaand meer daaroor praat. Maar die ongelowige vind nou ook 'n skeiding plaas, maar die geestelike komponent gaan nie na Jesus toe nie, maar gaan na die doderyk toe, plek van vlamme en smarte. En ek gaan nie vandag uiteensit gee van die verskil tussen doderyk en hel nie. Dit kan jy in die boekie vind as jy die boek wil lees. Kom ons praat maar as dit van as sinonieme doderyk en hel, maar die Bybel beskryf as 'n plek van vlamme en van smarte. Dis waar die ryk man hom bevind het direk na sy dood. Dis wat gebeur met die geestelike deel van 'n ongelowige as hy sterf. Sy liggaam word ook begrawe en dit is dit. Dan begin die derde fase, die laaste fase, die finale stadium, begin met die wederkoms van Jesus Christus. Dan word in die eerste plek die gelowiges se liggaam, wat ook al daarvan oorgebly het, of dit stof is of as is of wat ook al, gaan opgewek en verheerlik word, sê die Bybel vir ons. En die gelowige gaan met 'n verheerlikte liggaam, kombineer met sy gees en siel as 'n totale mens, vir altyd by God in die hemel wees. Die ongelowige, sê die Bybel in Openbaring 20 vers 13 en 14, sy liggaam gaan ook opgewek word. En hy gaan ook verenig word met sy geestelike komponent, sy gees en siel, maar hy gaan vir ewig in die poel van vuur gewerp word. Daaroor meer vanaand. Ek het eenmaal gehoor van 'n prediker wat by 'n begrafnisdiens gestaan het en hierdie woorde gesê het vir die familie en vriende wat daarby was. Die belangrikste oomblik in 'n mens se bestaan is die eerste 5 minute na jou dood. En ek wil dit so verduidelik. Ek het nou reeds genoem die belangrikste oomblikke of minute in 'n mens se lewe hier op aarde is daardie oomblik wanneer jy 'n bewuslike keuse maak om Jesus as jou verlosser aan te neem. Dis so eenvoudig soos dit. En ek vertrou dat die meeste van u wat hier sit, ergens in jou lewe by so 'n plek gekom het, dat jy 'n keuse gemaak het om te sê, ek gee my lewe aan Jesus. Ek vra dat hy my sal verlos en my sal red en my sal was en reinig van my sonde. Want Johannes 1 sê dat hy druk aan almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Dis die belangrikste moment in die lewe, maar in jou totale bestaan, sê hierdie prediker, is die belangrikste momente die eerste 5 minute na die dood. Anderswoorde die eerste 5 minute van die tweede stadium, die tussentoestand.
Hoekom sê hy so? Ek het daaroor baie gedink. Of mense nou geglo het in 'n lewe na die dood, in die ewige lewe, of in God, of in die hemel, of nie geglo het nie, binne 5 minute na die dood van elke persoon, sal elke mens weet, dit wat ek geglo het, of dit wat ek verwerp het, was reg of verkeerd. Die gelowige gaan binne 5 minute na sy dood of haar dood weet, verseker weet, dit was die moeite werd om my lewe aan die Here te wy, om 'n kind van die Here te wees, as jy die heerlikheid sal sien, wat na die dood jou deel sal wees. Die ongelowige, die ateïs, die agnostikus wat Jesus verwerp het, en hom nie aanvaar het nie, gaan binne 5 minute na sy of haar dood, die skokkende ontdekking maak, ek was so al die tyd verkeerd, en daar's niks wat ek nou kan doen om te draai nie. Want vriende, dis die realiteit. Na die eerste aardse stadium van jou lewe, is daar nie meer 'n terugkeer nie. Daar's nie 'n bekering moontlik in die tweede fase, in die tussentoestand nie. Hebreërs 9 vers 27 sê, dis vir die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Daarna die oordeel. So dis die 5 minute wat die mees onthullende, mees ontnigterendste vir sommige, die mees vervullende vir sommige mense gaan wees. Ek wil vanmôre met u spesifiek praat net oor die 5 minute na die dood van die gelowige. Die verhaal wat ek vir u gelees het, en dalk as jy in die Bybel gaan kyk, sal jy dit sien, die opskrif sê die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nou, ek is oortuig daarvan, dit was nie 'n gelykenis nie. Weet, Jesus het baie keer verhale, stories vertel, wat die Bybel gelykenisse noem. Nou die opskrifte van die Bybel, weet ons, is nie deel van die oorspronklike teks van die Bybel. Dis deur die vertalers bygevoeg om vir ons die gedeelte op te som en duidelik te maak waaroor dit gaan. Hoekom sê ek dis myns insiens nie 'n gelykenis? Om 2 redes. Die Bybel praat hier, Jesus wat self aan die woord is hier, praat in die direkte sin. Hy sê daar was 'n ryk man en daar was 'n bedelaar. Dis die eerste rede. Die tweede en baie belangrike rede hoekom ek glo dit was nie 'n gelykenis nie, is in hierdie verhaal word die naam van een van die figure genoem, Lazarus. In geen ander gelykenis wat Jesus vertel het, word 'n persoon se naam genoem. So ek glo van harte, hierdie was 'n toepaslike geval, dalk in die tyd van Jesus wat dit plaasgevind het, dat hierdie bedelaar en ryk man gesterf het, geleef en gesterf het, maar of al was dit 'n gelykenis, maak dit geen verskil aan die waarheid hiervan nie. Want Jesus het nooit in gelykenisse leuns vertel. Gelykenisse was net eenvoudige daaglikse verhale om vir mense 'n dieper liggende heilswaarheid duidelik en eenvoudig verstaanbaar te maak. So al was dit 'n gelykenis, was dit nie 'n leuen nie, dis die waarheid gewees. Die belangrike is dat ons hier sal oplet, die persoon wat hierdie verhaal vertel, is Jesus Christus self. As 'n apostel of 'n profeet dit vertel het, sou dit ook waar gewees het. Maar die feit dat Jesus self wat in die woord is, gee dit 'n ekstra gewig. Want as daar een is wat met gesag kan en kon praat oor die lewe na die dood, is dit Jesus Christus self. Om 2 redes. Hy kom van die ander kant. Hy kom uit die geestesdimensie. Hy kom uit die hemel uit. Tweede instansie, Kolossense 1 sê vir ons uitdruklik, dat alles is deur hom gemaak, die sienlike en die onsienlike, die fisiese wêreld en die geesteswêreld is deur hom geskape. So as daar een is wat met gesag kan praat oor die lewe na die dood, is dit Jesus. En daarom wil ek dit herhaal. Alhoewel daar mense is wat wonderlike verhale vertel van na-doodse of naby-doodse ervarings, grond ek nie hierdie woord op mense ervarings wat baie subjektief is nie. Ek grond dit op wat Jesus self gesê het oor die dood van 2 mense, 'n ryk man en 'n bedelaar. Nou mens kry die indruk as Jesus hier begin en hy sê daar was in vers 9, daar was 'n ryk man. Dan vertel hy ietsie oor hierdie ryk man en daar was 'n bedelaar. En dan sê hy al 2 het gesterwe. Bedelaar het gesterwe, die ryk man het gesterwe. Dan lyk dit so asof hy vir ons wat hier in die lewe oorgebly het, nader wink om deur 'n gordyn te kom kyk. Jy weet as 'n toneelstuk of 'n drama opgevoer word, is daar verskillende bedrywe. Daar's gewoonlik 'n voorspel en dan 'n eerste bedryf ensovoorts. En tussen elke bedryf word die gordyn toegeskuif op die verhoog. En as hy oopskuif, dan is die toneel dikwels heeltemal anders. Die meublement is anders, die mense is anders aangetrek as ander mense. So word hierdie verhaal van die ryk man en Lazarus amper as 'n drama van die eeue, 'n drama van die lewe voorgestel. Jesus gee vir ons 'n blik
op die die voorspel, die eerste bedryf van hierdie drama. En dan, wanneer hy by die tweede bedryf kom, asof hy in die gees vir ons nader as jy kom kyk hier, dan trek hy die gordyn so effens op 'n skreefie oop. As jy kom loer net hierdeur, hoe lyk die tweede bedryf van 'n man wat sonder God gesterf het? Hoe lyk die tweede bedryf van 'n man wat in God, in Christus gesterf het? Dis die voorbeeld wat hier gebruik word. En kom ons praat vanmôre net oor die bedelaar Lazarus. Die Bybel sê vir ons uitdruklik dat Lazarus was 'n bedelaar. Hoekom was Lazarus nie in die hel nie, maar wel in die paradys by Jesus of by God? Wat was hy anders? Is hy, kom ons noem dit nou maar hemel toe? Is hy hemel toe omdat hy 'n bedelaar was? Is hy hemel toe omdat hy swaar gekry het op aarde? Is hy hemel toe omdat hy arm was? Dan wil ek daarop sê nee. Daar was jare gelede teologie wat sterk in omloop was, die sogenaamde teologie van die armes, die genoemde bevrydingsteologie, wat gesê het dat God by voorbaat aan die kant van armes is en by voorbaat eintlik teen die rykes is. Dit is onwaar. God is nie vir armes teen rykes nie. God is vir die wat in Christus is. Dis vir aan wie se kant God is, die wat in Christus is. Die wat nie in Christus is nie, staan teenoor God. So hierdie bedelaar is nie hemel toe omdat hy arm was. En net terloops, dis belangrik dat ons sal besef, weet ons het vandag miskien 'n bietjie van 'n negatiewe sentiment teenoor bedelaars, want selfs nou op pad hier na die kerk toe, het ek oral op straathoeke by robotte was daar bedelaars gewees. Die mense deels het mense simpatie en empatie met mense wat die geweldige armoede in ons land beleef. Want ons weet dat baie bedelaars nie wil werk nie, dat hulle meer geld by robotte maak as wat hulle maak deur 'n eerlike werk. In die tyd van die Here Jesus in die antieke tyd was 'n bedelaar gewoonlik genoodsaak daartoe as gevolg van 'n fisiese gestremdheid. In hierdie man se geval het hy waarskynlik melaats gewees. Hy het 'n aansteeklike siekte gehad. Dis waarom hy buite aan die poort van die ryk man gelê het. En ek gee net vir die 'n bietjie 'n konteks, die eerste toneelstuk van hierdie bedelaar se lewe. As iemand melaats was in die tyd van die Here Jesus, kon hy nie gewerk het. Hy was nie eens beskitte arbeid. Jy het nie 'n keuse gehad, jy moes 'n sekere afstand van mense afbly, 70-80 meter van gesonde mense afbly, dan was jy uitroep as hulle nader kom, melaats, want dit was hoogs aansteeklik. In Israel se kwarantainemaatreëls vir melaatses was baie streng geweest. Dis hoekom die Bybel vir ons sê, buitekant die poort van die ryk man, het hierdie arm bedelaar geleef, buitekant die poort van die ryk man. Die ryk man het waarskynlik 'n landgoed gehad. En soos wat dit was, daai tyd, met ek in ons tyd was daar ook afvalhoop, vullishope buitekant die landgoed, of buitekant die stad, buitekant die dorp. Dis waarom jy telkens in die Bybel sal vind, dat melaatses het buitekant die stad, buitekant die dorp gewees. Jy lees in die Ou Testament, jy lees van die 10 melaatses in die Nuwe Testament, hulle was buitekant die dorp, hulle het gewoonlik op die vullishope van die dorp gelewe, van die weggooi kos, en weggooi goed wat die dorpse mense weggegooi het hulle van gelewe, want hulle kon nie tussen mense kom nie, al was nie vir hulle werk gewees nie, as hulle nie gebedel het nie, het hulle gesterf van die honger en van die ellende. So hierdie man, die Bybel sê heeltemal reg, en hierdie ryk man, hierdie bedelaar was buitekant die poort van die ryk man. Dis waar hy geleef het. Dis hoekom die Bybel ook sê, en die honde het gekom, ja, in vers 21, ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Jy kry die beeld van 'n vullishoop, waar jy wegloop, rondloop honde kry. Honde wat nie kos elders kry nie, wat by die vullishope lewe, en ook bedelaars, of 'n bedelaar, soos hierdie arm bedelaar. So dit was sy situasie, dit was sy eerste bedryf, armsalige gesig, armsalige toneel. 'n Ryk man wat in sy estate bly, hier buitekant sy poort, by die vullishope is honde, en ook 'n melaatse bedelaar. Dis die eerste bedryf van hierdie bedelaar. Dan sê die Bybel vir ons uitdruklik, hy het gesterwe. En ek wil weer sê, waarom het hierdie man homself na sy dood, binne 5 dae na sy dood, onmiddellik na sy dood, in die paradys bevind aan die boesem van Abraham? Dit is gesê, dis nie omdat hy arm was nie. As 'n baie duidelike rede voor. God het sy naam geken. Hulle moet opleer dat die ryk man se naam kom nie voor in hierdie gedeelte nie.
Al was hy die ryk man, mense verwag dat die Here eerder die ryk man se naam sou ken, as die bedelaar se naam. Maar elke keer, tot by sy dood, word hy die ander man verwys, net as die ryk man. Nie na 'n naam nie, net na die ryk man. En ek wil ook hê jy moet oplet, direk na sy dood word hy nie weer een keer 'n ryk man genoem nie. Want 'n mens is net ryk tot jy doodgaan. Jy het nog nooit gehoor van 'n ryk lijk nie. Rykdom is net gekoppel aan hierdie lewe, as jy van geldelike rykdom praat. Maar die bedelaar se naam word deur Jesus geken. Jesus sê, sy naam was Lazarus. En jy sal vra, hoekom is dit belangrik? Dat ek sê hy is in die hemel, omdat die Here sy naam geken het. As jy net 'n hoofstuk terug sou blaai, sou teruggaan, as jy 'n verhaal vind, wat Jesus vertel van 'n man wat 'n feesmaal gegee het. En dan na mense laat gekom, wat we ingaan, dan is die toegang geweier. Dan sê hulle, maar hoe kan jy ons toegang weier? Jy het op ons strate geleer, ons het nie in die naam met ons geëet en gedrink. En dan sê hy vir hulle, gaan weg van my julle vervloektes. Ek ken julle nie wie julle is nie. As God jou nie ken nie, het jy probleme. Baie mense sal sê, ek glo in God, of ek weet van God, ek erken God. Dis een ding om te sê, jy weet van God. Maar jy kan eintlik net sê, ek ken God, as God jou ken. Ek wil vanmôre vir jou vra, wie van julle ken meneer, ons noem nou maar, die mees omstrede persoon by die stadium internasionaal, meneer Donald Trump. Ja, ons almal weet van meneer Donald Trump. Maar kan jy sê, ek ken meneer Donald Trump? Ek nou meneer Donald Trump vanmôre hier kan bring en sê, meneer Donald Trump, hierdie man sê, hy ken jou hom? Nee, ek is seker 'n boer, seker 'n Afrikaner, ek ken hom nie. Jy kan eintlik net sê, ek ken iemand, as daardie persoon jou ken. Anders te weet jy net van hom. Ons probleem, ook in Suid-Afrika, is dat daar baie mense wat weet van God, wat op 'n afstand glo in God, wat hom erken as skepper, maar wat hom nie ken as hulle verlosser en Vader. Dis waarom hy woorde in Johannes 1 so belangrik is. Maar hy sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee, gesag gegee, die reg gegee, om kinders van God genoem te word. Jy vra my, hoe moet ek nou maak dat God my moet ken? Wie is ek nou? Dis baie maklik, raak familie. En hier het ek net vir jou gesê, hy sê, Jesus sê, die woord sê, aan almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. God ken sekerlik sy kinders. God het Lazarus geken, hy het sy naam geken. Maak seker, jy kan sê, ek ken God, en jy kan lelik sê, ek ken God, as jy hom aangeneem as jou verlosser en sy kind geword, want dan kan jy sê, dis jou Vader, ken jou naam. Maar daar is 'n ander rede ook, die naam Lazarus, jy weet in die Bybel, in baie gevalle in die Bybel, het 'n naam 'n soort van 'n profetiese betekenis. As jy regtig alles wil weet oor 'n persoon in die Bybel, is dit belangrik dat jy die betekenis van sy naam sal ken, want daar's 'n koppeling aan die persoon, wie die persoon is, wat sy karakter is en sy naam. Daar's honderde voorbeelde. Die naam Lazarus kom van die twee woorde God en help. Dit beteken, God is my helper, of God se hulp. Want hierdie man het ergens in sy lewe die Here as sy helper aangeneem. Die Here was sy helper. Hy was afhanklik van die Here. Die Here is my helper, Lazarus. Die Here het sy naam geken. Daar was 'n rede hoekom hierdie bedelaar in die paradys was en nie in die vlamme van die doderyk. Kom ons kyk 'n bietjie wat het verander kort na hierdie man gesterf het. As ons deur die skrewe van die gordyn kyk wat Jesus ooptrek in sy tweede bedryf, sien ons onmiddellik dat alles het radikaal verander. Toe hy sterf, sê vers 22 uitdruklik hierdie woorde, en toe die bedelaar sterf, is hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Die oomblik toe hy sterf, het alles verander. Een oomblik in swart en ellende, die volgende oomblik in heerlikheid. Die een oomblik is hy in vodde en in swart, die volgende oomblik is hy triomfantlik in wonderlike omstandighede. Sy liggaam, wat is van sy liggaam geword? Langs Jerusalem was 'n diep vallei, is vandag nog daar, nie meer so diep nie, maar in die tyd van die Here Jesus was daardie diep vallei genoem, word nou nog genoem Hinnom of Gehenna in Grieks, waarvan die woord hel vandaan kom, is
reg langs Jerusalem gewees, aan die suidekant van Jerusalem gewees. En dit was die afval, die vullishoof van Jerusalem. Daar in die stad se vullis beland, daar het gedurig vuur gebrand, wat jy in die ou dae gekry het by die plattelandse dorpe, op die vullishoope, dat daar gewoonlik smeulende rook en vuur was, wat die afval goed verbrand het. En wat ook daar gegooi was of op 'n stadium selfs, is kindertjies wat geoffer is. In die tyd van koning Manasse van Israel, het hy selfs sy eie seuns daar in die dal van die Noom verbrand vir die god Baal. Mense wat gekruisig was, wat rowers was, wat nie familie gehad het, sy lyke is in die dal van die Noom gegooi. En ook bedelaars, wat nie familie gehad het, wat hulle begrawe het nie. Sy lyke is ook in die dal van die Noom gegooi, daar tussen die brandende vullis van die stad. Dis waar die woord hel vandaan kom, die gedagte van rook en vuur en gedurende branding wat daar plaasvind. Dis dalk wat van Lazarus se liggaam geword, sy dooie lijk geword het. Toe hy sterf, is hy waarskynlik weggedra, weggevat met 'n kar of 'n wa en in die dal van die Noom gegooi. Maar dit was nie meer belangrik wat van sy liggaam geword het nie, want die erdekruik, die tentwoning, het sy doel gedien, dit was nie meer belangrik nie. Binne 5 minute na Lazarus se dood, is sy lijk weggegooi word, is hy, sê die Bybel, weggedra deur engele. Dis my wonderlik. Die oomblik toe Lazarus sterf, het engele sy gees, sy siel, simbolies, geestelik, weggedra na die boesem van Abraham. Ek gaan nou iets meer sê oor die gedagte die boesem van Abraham. Binne 5 minute na sy dood, was hy aan die boesem van Abraham. In plaas van honde, was daar nou engele. Al wesens wat naby Lazarus gekom het in sy lewe, was die dorp of die omgewing se wegloophonde of rondloophonde. Hulle het sy wonde kom lek, sy swere kom lek. Maar binne 5 minute was daar in plaas van honde, was daar engele gewees. Binne 5 minute na sy dood, sê die Bybel, was hy aan die boesem van Abraham. En hoe anders lyk sy toneel in sy tweede bedryf as die eerste bedryf? Binne 5 minute na sy dood, was Lazarus nie meer 'n bedelaar nie. Binne 5 minute na sy dood, was hy nie meer buitekant die poort van 'n ryk man nie, maar binne die poort van sy eie hemelse woning, waar die Vader hom ingewag het. Binne 5 minute na sy dood, het hy daar aangekom en die werklikheid van die onsigbare dinge ontdek. Binne 5 minute na sy dood, het Lazarus besef dat die helfte was my nooit vertel nie. Binne 5 minute na sy dood, was die arm bedelaar die rykste en gelukkigste mens wat ooit gelewe het. Binne 5 minute na sy dood, het hy ontdek dat sy siekte, sy stryd, sy pyn, sy smart vir altyd verby is. Binne 5 minute na sy dood, was daar nie meer krummels wat van die rykman se tafel geval het nie, maar het hy aangesit in die feesmaal van die lam van God. Binne 5 minute na sy dood, het hy besef dat die dood is nie die einde nie, dis net die deurgang tot die eintlike lewe. Binne 5 minute na sy dood, het Lazarus besef, die Here het my nooit vergeet nie. Ek kan dink dat terwyl hy daar die jare op die rykman se vullishoope geleef het, die duiwel vir hom baie kom preek het, of hom gesê het, man, kyk hoe goed gaan dit met hierdie sondaar hier binnekant, hierdie man wat God nie dien nie. Jy wat sy naam Lazarus, wat sê die Here is my helper, kyk hoe lyk dit, gaan dit met jou, kyk hoe lyk jy. Net hy miskien in sy hart getwyfel, gee God vir my om, waar is God? Binne 5 minute na sy dood, kan ek jou verseker, het hy geweet, die Here het my nooit vergeet nie. Binne 5 minute na sy dood, het hy geweet, die woorde van Jesus in Johannes 14 vers 1 is die waarheid. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Binne 5 minute na sy dood, het hy besef, hierdie woorde is die heerlike waarheid. Binne 5 minute na sy dood, het hy sy vodde waarmee geklee was, verruil wat Openbaring sê, rein en blink fyn linne. Binne 5 minute na sy dood, het hy nie meer deur 'n spieël en 'n raaisel gekyk nie, maar het hy van aangesig tot aangesig gesien. Binne 5 minute na sy dood, het die bedelaar se vraagtekens uitroeptekens geword. Binne 5 minute na sy dood, het hy soos die rower aan die kruis, en dis my wonder as ek dink aan die rower aan die kruis. Die een oomblik was hy nog 'n veroordeelde misdadiger, op pad hel toe, die poorte van die hel het vir hom gewink. Toe sê hy, Here, dink aan my as jy in die koninkryk kom. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
Net soos Lazarus was die rower in die kruis. Een oomblik, nog 'n sondaar, en toe hy Jesus aanneem, en hy sterf, en hy blaas sy asem uit, was hy binne 5 dae na sy dood, was hy by Jesus in die heerlikheid van die hemel, binne 5 dae na sy dood. Binne 5 dae na sy dood. Mense vra baie keer, as ek sterf, of die mense aan die ander kant, is hulle bewustelike wesens? Kan hulle dink, kan hulle onthou? Vanaand gaan ek meer daaroor praat, maar dit is baie duidelik in die verhaal dat die ryk man was, alhoewel in 'n ander dimensie, kon hy dink, hy kon vra, hy kon praat. Hy is meer bewuslik gewees as ooit van tevore. Weliswaar is dit so, dat 'n mens kan nie kommunikeer met mense op aarde van die ander kant af, dit is onmoontlik. Maar dat mense aan die ander kant, die gees en siel van die mense, die eintlike mense aan die ander kant, is 'n bewuslike wese wat kan onthou wat jou geheue saamgeneem het. Binne 5 dae na die dood was Lazarus aan die boesem van Abraham. En miskien verstaan jy nie wat dit beteken as Jesus sê, hy was in die boesem van Abraham. Onthou, Abraham was die aartsvader van die Jode. Maar hy word ook genoem deur Paulus in Romeine, die vader van die gelowiges. As 'n Jood gesterf het, en hy was by Abraham, kon jy weet hy was in die hemel. Hy was by die Here. Want dis die een persoon wie jy seker kan wees en kon wees, die vader van die gelowiges. Abraham is op die regte plek. As jy jou oë oopmaak en jy sien vir Abraham, kan jy weet, jy is tussen die heiliges, jy is in God se woonplek, jy is in God se huis. Wonderlike wete om te weet, binne 5 dae na sy dood, was hy by Abraham, aan die boesem van Abraham. Aan die boesem van Abraham het vir die Jode beteken rus, vrede, saligheid. Binne 5 dae na sy dood, het hierdie man gerus van sy laste, sy sorge en sy stryd. En vir jou en vir my wil ek ook vanmôre sê, binne 5 dae na ons dood, sal ons besef, dat ons siekte, ons pyn, ons opoffering, ons versoeking, ons lyding, vir altyd verby is. Binne 5 dae na jou dood, kan jy verseker wees, dat jy jou geliefdes gaan sien, hulle wat voor jou gegaan het. Die Bybel is baie duidelik daaroor, ek wil nie vanmôre daaroor uitbrei nie. Maar dit is baie duidelik, al persoon waarvan Lazarus sou geweet wat in die hemel is, was Abraham, die vader van die Jode en die vader van die gelowiges. En die feit dat hy vir Abraham gesien het direk na sy dood, sê vir ons, as ek en jy sterf, gaan ons ook ons geliefdes sien, aan die ander kant van die dood. Mense vra dit dikwels, gaan ek my geliefdes herken? Jy gaan. Abraham, of Lazarus het vir Abraham herken. En die ryk man, al was hy aan die verkeerde kant, het ook vir Abraham herken. So ons gaan mekaar herken aan die ander kant, na die dood. Ons gaan nie kan kontak hê met die aarde nie, maar ons gaan mekaar herken. En wat het werd is, as jy aankom aan die ander kant, waar die Here Jesus, gaan jy ook die helde van die Bybel ken. Jy gaan hulle herken. Jy gaan weet wie Abraham was, Noag is, Moses was, Dawid is, Jeremia, Jesaja, Johannes, Petrus. Jy gaan hulle herken. Maar die heel belangrikste is, binne 5 dae na jou dood, sal jy besef, dat jy Jesus gaan sien. Dis wat hy vir die ryk, vir die man langs hom aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis wat Paulus gesê het, ek het 'n verlange om heen te gaan en by Christus te wees. Die eerste persoon wat Stefanus gesien het, toe hy sterf, was Jesus wat in die regterhand van die Vader staan. Dis die heel belangrikste. Om hom te sien, Jesus te sien, is belangriker as om jou oorlede geliefde vrou, man, kind of pa of ma te sien, is om Jesus te sien, want hy is die rede waarom ek en jy daar gaan wees. En nou kan jy my vra, hoe gaan ek hom herken? Hoe gaan ek weet dis Jesus? Dit gaan die maklikste ding wees. In die eerste plek, kyk maar na die een wat in die regterhand van die troon sit, van die Vader sit. Jesus is in die regterhand van die troon van die Vader. Maar daar is nog 'n ander belangrike kenmerk wat jy Jesus gaan herken. Hy sal al persoon in die hemel wees, wat iets van die aarde aan hom gaan hê. Die merke van die wonde, van die spykers, in sy hande en sy voete, en die spiesmerk in sy sy. Ek en jy gaan nie ons gebrokenheid van die aarde saamneem hemel toe nie. Om een of ander rede het God toegelaat, dat Jesus sy wonde na sy opstaan uit die dood behou het, om vir ewig vir my en jou te herinner aan, dis die rede waarom ek en jy in die hemel is. Binne 5 dae na jou dood, gaan jy Jesus herken. Binne 5 dae na jou dood, sal jy weet, dat alles wat jy op aarde opgeoffer het, alles wat jy prys gegee het, alles wat jy moes ly, was die moeite werd. Elke martelaar, en daar is miljoene wat deur die eeue gesterf het, en vandag steeds sterf daar, vandag
sterf mense ter wille van Jesus. Elke martelaar wat sterf sal binne 5 dae na die dood besef, dit was die moeite werd om getrou te bly in die Here. Al was dit lyding, al was dit pyn, al was dit dood, dit was die moeite werd binne 5 minute na die dood. Weer die dood word beskou as die filosofe praat van die dood as 'n grenssituasie. Dis wanneer jy van die fisiese na die geestelike dimensie oorbeweeg. Van die hier na die hiernamaals. Dis 'n interessante ding. Wil jou liggaam agterbly. Daar's 'n oorgang wat plaasvind by die dood. In baie gevalle is dit iets wat in 'n oomblike tyd gebeur. Mense sterf nie ewe vinnig nie. Baie mense sterf oor minute. Ek het 2 weke terug by die sterfbed van 'n kollega gestaan wat amper 'n dag lank in 'n proses van sterwe was. Wanneer die gees en siel die liggaam verlaat en oorgaan na die ander kant, daardie dimensionele skeiding wat deurgegaan word. Dis wat gebeur by die dood. Die dood is 'n grenssituasie. Dis veral by die sterfbed wat 'n mens die werklikheid besef van die voordeel om aan God te behoort. Ek het al die voorreg gehad om by die sterfbed te staan van tere kinders van die Here. En ek besef dis nie in elke geval so nie. Maar dat so 'n persoon tot vlak voordat hy sy laaste asem uitblaas, met vrede op sy gesig, en veral as hy nog by sy positiewe is, praat oor Jesus. Ek onthou 'n ou tannie wat ek jare terug by sy sterfbed gestaan het, haar laaste woord voor sy haar asem uitgeblaas het, was Jesus. Daar is soveel gevalle wat ek gehoor het, veral na die boekie uitgekom het van 5 jaar na die dood, mense wat my geskryf het, vertel het van hulle ma en pa wat die Here gedien het, en op hulle sterfbed gepraat het van, hoor julle hoe sing hulle? Nee ma, ons hoor niks. Maar dan hoor die sterwende engele sing. Daar's lege gevalle, jy kan gerus as jy vaardig is op die internet, gaan Google gerus in Engels. Mense se ervaring by hulle sterwe, gelowiges se ervaring, ongelowiges se ervaring. Gelowiges sterf as 'n reël anders as ongelowiges. Weet jy, mense kan reg deur jou lewe 'n masker dra. En 'n mens kan baie mense om die bos lei met jou godsdienstigheid. Maar wat jy op die sterfbed sien, is realiteit. Op die sterfbed dra mense nie maskers nie. Dis die egte, die eerlike wat jy daar sien en beleef. Nou is as jy kinders wat sê, ja, as maar mense hallusineer maar, of hulle het een of ander waandenkbeeld op hulle sterfbed. Dis baie vreemd, dat mense reg oor die wêreld van verskillende kulture, sulke wonderlike dinge belewe, of as ongelowige sterf, sulke verskriklike dinge belewe. Dis skrikwekkend, as jy gaan lees, en ek het 'n hele lys hier van bekende godlonaars, se sterfbed en ervarings. En dan besef jy, mense speel nie toneel op hulle sterfbed nie. Wat jy daar beleef is eg. Dis die waarheid. En ek wil vir die vanmôre sê as 'n sekerheid, gelowiges sterf as 'n reël anders as ongelowiges. Want as Christus in jou hart is, as jy vrede met God het, kan jy soos Dawid sê in Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskare weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is by my. Vir ons almal wag daar die pad. En as nie gaan nie oor bang maak of enigiets van die aard nie. Maar ek wil vir jou vra, is jy gereed om te sterf? Want direk na die dood, binne die eerste oomblikke na die dood, binne 5 dae na die dood, sal jy weet, as jy in Christus geglo het, halleluja, dit was die moeite werd. Dis die waarheid. Die Bybel was die waarheid. Jesus het die waarheid gepraat. Ek is so bly, ek het hom aangeneem. Ek bid God uit my hart uit, dat hier nie een persoon vanmôre uit hierdie saal sal uitstap, wat nie vrede gemaak het met God nie. En as jy sit vanmôre as 'n gelowige, en jy het reeds 'n geliefde verloor, die meeste van ons het geliefdes aan die ander kant. As hulle in Jesus gesterf het, kan jy verseker wees, hulle is op die beste plek denkbaar. Daardie plek, waarvan Paulus nie ligtelik sê nie, ek het 'n verlang om heen te gaan, en by Christus te wees, want dit is vir my verreweg die beste. Ons buig op ons hoofde in gebed. Here, baie dankie vir die onbeskryflike voorreg, dat ons mag weet, dit is die moeite werd om in God te glo. Geen wonder het vir die ontstelde disippels gesê, kort voor die eie dood, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God,
glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek vir julle gesê het, ek gaan nog vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Here, dankie vir elke persoon in hierdie kerk vanmôre, wat met nederigheid, maar tog met oortuiging kan sê, ek weet, ek behoort aan die Here. Ek is 'n kind van die Here. Ek weet, sy bloed het my ook gewas en gereinig van my sonde. Hy het my verlos, ek is sy kind. Hy ken my naam, want ek het hom aangeneem as my Vader. Here, daar's niks wat daarmee kan vergelyk. Daar's geen groter troos vir naasbestaan as die dag as ek sterwe, as om te weet, my pa, my ma, se saak met God was reg nie. Dis die wonderlikste erfvorsie wat ons kan nalat vir ons geliefdes. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier sit, wat dit met ootmoed kan getuig. Ek behoort aan die Here. Ek is 'n kind van die Here. En ek wil vanmôre in die eerste plek spesifiek bid vir mense wat hier sit, Here, wat geliefdes aan die ander kant het. Miskien is hier mense wat die afgelope maand of jaar 'n dierbaar in die dood afgestaan het. Here, ek wil vanmôre bid dat die Heilige Gees die woord in hulle harte sal bekragtig en bevestig. As daardie geliefde gesterf het, met Jesus in hulle lewe, Jesus in hulle hart, sy naam op hulle lippe, dan kan hulle verseker wees, hy of sy is veilig. Sy of sy is by die Here op 'n veel beter plek. Dis nie maar net sommer troostwoordjies nie, dis die werklikheid, Here. Die verhaal van die bedelaar Lazarus bevestig dit. Jesus se woord bevestig dit. Here, as iemand in U sterwe, is hy by 'n veilige, beste plek in die hemel, by God in sy huis. Dankie vir die troos, vir mense wat vanmôre die troos van die Here nodig het. Maar nou wil ek ook bid, Here, vir mense wat hier sit vanmôre, en wat nie sekerheid het oor hulle saligheid nie. Wat nie seker is dat hulle lewe aan die Here gee. Trouwens, Here, hier is mense wat dalk hier sit vanmôre, wat voor hulle siel weet, hulle saak met God is nie reg nie. Hulle ken die Here nie persoonlik nie, en hy ken nie hulle naam nie. Dis die gevaarlikste toedrag van sake. O Here, ek wil nou bid, dat die Gees die sulkes sal aanraak en aanspreek, want vandag is die belangrikste dag in meer as een persoon se lewe in hierdie gebou, die dag waarop hulle die hemel in plaas van die hel kan kry. Die hel kan verruil vir die hemel. Die hel kan armer word en die hemel ryker word. Vir mense wat vandag sê, ja Here, ja vir Golgotha, ja vir die kruis, ja vir verlossing. Terwyl ons so 'n gebed bly, ek wil vra dat vir 'n minuut of 2 dat niemand sal rondkyk nie, almal net in gebed sal bly. Jy vanmôre hier sit, en jy weet die Here het met jou gepraat, deur sy woord, deur my as hy swak boodskapdraer, wat maar net my bes probeer, maar die belangrikste is die woord van God en die Gees van God, het met jou hart gepraat vanmôre, en jy weet, die Here roep jou. Die Here wil nie jy moet verlore gaan, en die Here het sy seun gestuur om in jou plek te sterwe. Dis nie 'n ingewikkelde proses om 'n kind van die Here te word. Jy jou hart oopmaak en sê, Here, ek bely my sondes. Ek neem U aan as my redder en my verlosser. Sê die Here, hy gee aan jou die reg, die mag, om 'n kind van God genoem te word. Dis die wonder van saligheid. As jy vanmôre wil sê, ek is een van hulle, sê asseblief vir my gebed, en wil ek vir jou bid, net daar waar jy in die bank sit. En ek wil veral, as die Here met jou praat, steek dit vir ook jou hand op en sê, bid asseblief vir my. Ek gaan graag vir jou bid. Sonder huiwering, ek sien dit. Steek vir 'n oomblik op jou hand op, laat sak. Daar gaan nog oral se hande op, oral gaan hande op. Dis jou grootste keuse, dis jou beste besluit. Ek wil jou regtig vanmôre geluk wens. Jy het nog nooit in jou lewe 'n wyse besluit geneem as jy ja sê vir Jesus nie. Binne 5 minute na jou dood sal jy onthou hierdie môre en sê dankie Here vir daardie oggend, vir daardie woord, dat ek daardie oggend kon sê, ja Here, ja vir Jesus, ja vir die hemel. Ek gaan nou bid, en terwyl ek bid, ek jy met in jou hart saam bid, met jou hele hart oopmaak vir die Here, sê Here, dink aan my Vader, dankie vir U teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dankie dat U vanmôre met mense gepraat deur die woord,
wat lewend gemaak word deur die Gees. Here, dankie vir mense wat vanmôre die moed van oortuiging geneem het en by die belangrikste besluit van hulle lewe gekom het. Ek het in die begin gesê, Here, daar is nie 'n belangriker besluit in hierdie eerste fase van ons lewe, waar ons liggaam, siel en gees hier op aarde is. Geen belangriker besluit as om ja te sê vir Jesus Christus. Here, dankie vir hulle wat vanmôre sê, Here, hier is ek. Ek het my hand opgesteek, maar Here, my hand opsteek beteken eintlik maar net, ek maak my hart, my geesteswêreld, my geestesmens oop vir U, o Heer. En ek wil nou bid dat U deur die Heilige Gees die werk sal doen wat U alleen kan doen, terwyl mense U innooi in hulle lewens en sê, kom in my lewe in, o Here. Ek besef ek is verlore sonder U. Ek is 'n sondaar. Here, ons dink terug aan ons verlede, ons skandes, ons sondes, ons verleenthede, en ons bely dit vanmôre voor U, en dankie dat die woord van die Here uitdruklik sê, die bloed van Jesus reinig ons van al ons sondes. En ek dankie dat U dit nou doen deur die Gees en deur die krag van die werking van die bloed, Here, dat U nou mense U kind maak. Here, geen proses, geen Bybelskool, geen psigiater kan dit doen nie. Net die Gees van God kan verlore mense kinders van God maak. En U doen dit nou, Here. U vergewe elke sonde, U vergewe elke verlede. U betaal elke skuld, is reeds betaal deur die bloed van Golgotha. En dankie dat hierdie geliefde mense wat vanmôre hulle hand opgesteek het, vanmôre kan aanvaar. Die Here neem in sy arms. Hy maak my deel van sy familie. Na vanmôre kan ek hieruit stap. En nie op grond van my goeie werk of my harde probeer slaan nie, maar op grond van U liefde en genade kan ek sê, Here, ek is U kind. Ek behoort aan U. Ek is deel van die familie. U ken my naam. Here, ek dank U vir genade onbeskryflik groot wat U vanmôre aan ons bewys. Ek loof U daarvoor, Here. Ek eer U wonderlike naam. Amen en amen. Baie geluk aan die van u wat die belangrikste besluit van jou lewe geneem het. Binne 5 dae na jou dood sal jy oor en oor besef, dit was die grootste, die beste besluit vir my lewe. Seën vir jou. Ook vir u wat vanmôre met hartseer terugdink aan geliefdes wat gesterf het. Mag die Gees ook vir u die troos bring wat hy alleen vir u kan gee. Ons gaan nou 'n slot voorvers sing. En ek wil vra dat die van u wat die hand opgesteek het, dat u die vrymoedigheid sal neem om terwyl ons dit sing uit te stap hier na vore toe. Hier is geestelike werkers wat 'n oomblik saam met jou sal vertoef. Miskien saam met jou gebed sal doen. En vir jou net daardie eerste paar tree sal wel help op die pad wat jy vanmôre op besluit het. Terwyl ons dit sing, kom ons vermoedigheid uit op direk na ons slag as ek dit kom vorentoe in plaas van na die tee toe gaan, kom vorentoe vir 'n paar oomblikke. Ons wil graag 'n paar oomblikke saam met jou verkeer hiervoor. Baie dankie.